Welkom. Weet jy, as jy die Bybel lees, is daar een belofte wat uitstaan, 'n idee wat soos 'n goue draad deur die hele ding loop, en vandag gaan ons daai draad volg. Dit begin alles op 'n onverwagse plek, met net een enkele vers, in die antieke boek van Levitikus. En hier is hy, die vers. 'n Belofte wat eeue gelede in die middel van die woestyn gemaak is aan die antieke Israeliete. Nou ja, met die eerste oogopslag lyk dit dalk eenvoudig, né? Maar glo my, hier is soveel meer aan die gang. Kom ons duik 'n bietjie dieper en kyk wat regtig hierin opgesluit lê. So, 'n woonplek, 'n siel wat nie sal verafskuw nie. Wat op aarde beteken dit alles? Wel, soos ek gesê het, dis die begin van daardie goue draad. Hierdie woorde is die ankerpunt vir 'n idee wat deur die hele Bybelse verhaal loop. So kom ons begin dit saam uittrek. Goed, so ons eerste stop is Levitikus self. En dit is belangrik om te verstaan, hierdie vers is nie net een item op 'n lang lys van beloftes nie. Nee, dis die heel laaste een. Dis die hoogtepunt, die absolute kruin van al die seëninge wat God in hoofstuk 26 beloof. Dink 'n oomblik daaroor na. Sien, voor hierdie vers is daar beloftes van goeie oeste, vrede en oorwinning oor vyande. Alles goeie dinge. Maar dit is die eintlike prys. Die uiteindelike belofte was nie om goed van God te kry nie. Dit was om God self te kry. Sy teenwoordigheid. Dit was die grootste seën van almal. Reg. So, kom ons breek die vers self 'n bietjie op. Die eerste deel sê, ek sal my tabernakel onder julle oprig. Nou, die woord tabernakel, wat presies is dit? In die oorspronklike Hebreëus is die woord mishkan. En dis nogal belangrik, want mishkan beteken nie net sommer enige huis of woning nie. Glad nie. Dit verwys baie spesifiek na die tabernakel. Jy weet, daardie draagbare, mobiele tentheiligdom waar God se glorieryke teenwoordigheid sigbaar onder sy mense in die woestyn was. En dit reg hier wys vir ons wat God se einddoel nog altyd was. Die hele punt van die verbond, van alles, is nie om op 'n afstand te bly nie. Nee, sy diepste begeerte is om naby te wees, om in die middel van sy mense te woon. Dis die hart van die saak, hegte, intieme gemeenskap. Goed, dis die eerste deel. Maar wat van die tweede helfte? Dis net so diep. Dit gaan oor 'n eed, 'n belofte van totale aanvaarding. Die woord wat hier vertaal word as afskihe, is die Hebreëse woord gaal. En jy moet verstaan, dis 'n baie sterk woord. Dit beteken nie net ek hou nie van jou nie. Dit beteken om iets te verafskie, om dit walglik te vind, om letterlik daardeur afgestoot te word. So wanneer God sê, my siel sal julle nie geaal nie, is dit 'n ongelooflike belofte. Dit sê basies, ten spyte van julle sonde, sal ek julle nie verwerp nie. Dink nie daaraan, dit is nie maar net verdraagsaamheid nie. Dis 'n belofte van totale, algehele aanvaarding. 'n Verhouding wat nie gebou is op vrees vir verwerping nie, maar op liefde en toegenegenheid, reg uit die diepte van God se wese. 'n Volle, liefdevolle omhelsing. Sjoe, dis 'n kragtige belofte, nê. Maar soos ons gesê het, dit is net die begin van ons goue draad. Dit stop nie hier in die sand van die Sinaï woestyn nie. Kom ons spring nou vorentoe in tyd en kyk waar hierdie draad volgende optyd. En kyk hierna. Hier sien ons die hele prentjie in een oogopslag. Dit begin met die belofte in Levitikus, dan eeue later die vervulling in Jesus en dan die toekoms, die eintlike werklikheid in Openbaring. Sien jy die patroon? Dis asemrowend. Kom ons fokus vir 'n oomblik op daardie middelste punt, die vervulling. Want die Nuwe Testament is nie subtiel hieroor nie. Dit maak die koneksie glashelder, veral in hierdie bekende vers. Johannes skryf, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. Nou daardie woord, gewoon, in die oorspronklike Grieks is eskinosen. En hier is waar dit ongelooflik raak. Dit beteken letterlik, hy het sy tent opgeslaan. Hoor jy die egge? Van die Hebreëse mishkan, die tent, die tabernakel, na die Griekse eskinosen. Johannes sê vir ons, Jesus is die tabernakel. Hy is God se teenwoordigheid in die vlees wat sy tent kom opslaan het, reg hier tussen ons. So die belofte is gemaak in die woestyn en dit word vervul in Jesus. Maar dit is steeds nie die einde van die storie nie. Daardie goue draad van God se teenwoordigheid, dit loop regdeur tot in die heel laaste hoofstukke van die Bybel. In Openbaring, wanneer Johannes die gordyn terugtrek om ons die eindbestemming van alles te wys, wat se taal gebruik hy? Presies dieselfde. Hy sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense,
en hy sal by hulle woon. Daardie selfde beeld van die Mishkan, die woonplek van God, kom weer terug. Maar hierdie keer is dit permanent, vir ewig. So, kom ons sit alles bymekaar. Dit begin als met daardie belofte van God se intieme teenwoordigheid as die allergrootste seën. Dan word daardie belofte 'n persoon, Jesus, die tabernakel in die vlees, en uiteindelik word dit vervolmaak. Die einddoel van die hele geskiedenis is God wat vir ewig, sonder enige hindernis by die mensdom woon. Van belofte tot persoon tot perfeksie. Dis die storie. En dit los ons met 'n laaste gedagte om oor te wonder. As dit die sentrale storie van alles is, as die een ding wat God die meeste wil hê, is om by ons te wees, hoe verander dit die manier waarop ons dink oor ons lewens, ons wêreld en ons plek daarin? Dis 'n vraag met diep implikasies, en dit alles spruit uit daardie een antieke vers in Levitikus.